Op pad George toe saam met my rugbyspannetjie, toe merk ek iets amazings op langs die pad. Oral op die berge en die koppies voor of na die klein dorpies is daar 'n kruis of kruise opgerig. En as ons hierdie kruise sien op die berge of teen kerkvensters of om mense se nekke en as stickers teen ons karre se bumpers, dan dink ons onmiddellik aan Jesus. Ons dink onmiddellik aan verlossing en hoop, maar destyds voor Jesus se tyd was dit glad nie die geval nie. In die tyd van Jesus was die kruis nie 'n teken van hoop nie, maar van die dood, van straf en van bespotting. Dit was 'n instrument van teregstelling wat vrees en lyding saam met dit geassosieer het. Mense het daagliks kruisigings aanskou. Hulle het die reuk van bloed geken. Hulle het die klanke en die geluide van lyding geken en die tonele van 'n brute dood op 'n kruis het hulle voor die oë gehad. Dit was 'n simbool van menslike elende en uiterse vernedering. En tog het iets ongeloofliks gebeur. Deur Jesus Christus het die betekenis van die kruis radikaal verander. Wat eers 'n simbool was van hopeloosheid, het die mees kragtigste teken van hoop in ons lewens geword. Wat 'n teken van verwerping was, het 'n teken van liefde geword. Historiese bronne bevestig vir ons dat so 'n dramatiese verandering of verskywing in betekenis van iets so leliks na iets so moois, daar moes iets monumentaal gebeur het vir dit om te gebeur, en dit het. Jesus se opstanding het die wêreld op sy kop gedraai. Wanneer ons vandag 'n kruis sien, sien ons nie meer net 'n werktuig van die dood nie, maar die bewyse van God se oorwinning oor sonde en oor die dood. Ons sien 'n herinnering aan sy ewige liefde en sy genade. As God die donkerste, mees wreedste simbool in die geskiedenis kon verander van 'n teken van lyding na 'n teken van redding, hoeveel meer kan hy nie ons lewens verander nie? Geen situasie is te verlore of te seer of te verby vir sy genade nie. As ons ons lewens aan hom toevertrou, kan hy dit ook op sy kop draai. Van wanhoop na hoop, van gebrokenheid na herstel, van dood na die lewe. Luister na 1 Korintiërs 1 vers 18. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir diegene wat verlore gaan. Maar vir ons wat verlos is dit die krag van God. Mag elke kruis wat ons sien ons herinner aan die transformasie wat God in ons lewens kan bring. Nie net in die wêreld nie, maar ook in elke liewe een van ons gemeenskappe. Tot 'n volgende.